Goeiemôre vriende, dit is vandag Vrydag die 2de Mei 2025. Kom ons maak die oë toe. Heilige alomteenwoordige Vader, Here, ons kom bely telke male dat U grootsheid vir ons te groot is. Dankie Here dat U deur U eenvoud kom praat, Here, om juis U grootsheid te kom bekendstel deur Jesus Christus. Dankie vir die eenvoud van die natuur wat U vir ons gee. Dankie vir mense wat U vir ons gee, wat na U beeld geskape is, sodat as ons na elke mens kyk, ons weet U het hulle geskape en U is daar, alomteenwoordig, almagtig, alwetend. Dankie daarvoor, Vader. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ek het gister by die eerste stukkie wat net van Psalm 22 vers 1 stilgestaan en dit was: 'n goeie naam is meer werd as groot rykdom. 'n goeie naam is meer werd as groot rykdom. En ons het die tweede enetjie nie by stilgestaan nie, en dit is: die goeie gesindheid van ander is meer as silwer en goud. Die goeie gesindheid van ander is meer as silwer en goud. En vriende, ek wil tog vir hulle hierby stil staan. 'n goeie gesindheid kom nie van self nie. As jy 'n goeie gesindheid van ander mense het, vriende, dan kom dit nie van self nie. Nou, ons praat altyd in die Bybelse terme van genade, maar hierso praat ons van werke. Wanneer jy mooi teenoor ander mense optree, kry jy goeie gesindheid. Wanneer hulle weet waarvoor jy staan en dat jy niemand te nakom nie en dat jy niemand in die gesig vat nie, dat jy ferm is, ja, en dat jy selfs by tye kan kwaai wees, maar regverdig kwaai sonder om afbreekend kwaai te wees, sonder om afbreekend teenoor mense op te tree, sonder om mense af te trap. Wanneer jy dit het, het jy 'n goeie gesindheid van ander. Hoe het jy 'n goeie gesindheid? 'n Goeie gesindheid van ander is wanneer ander mense belewe dat jy hulle hoor. Dat jy hulle hoor. 'n Goeie gesindheid by ander mense is dat mense voel dat jy luister na hulle, dat mense belewe dat jy hulle opinie in ag neem, dat mense belewe dat jy nie net daar vir jouself is nie, dat dit nie net gaan oor me en me nie, maar dat dit regtig ook gaan oor die ander persoon. En onmiddellik bring dit ons weer by vlak 5 leierskap uit wat nederigheid is. Wanneer ek en jy nederig is, wanneer ons in die skoene en die situasie van die ander persoon stel, wanneer ek en jy met sagtheid na hulle kyk, wat gebeur, liewe vriende? Kry 'n goeie gesindheid van ander mense. Goeie gesindheid van ander mense val nie uit die lug uit nie. Die manier hoe jy praat met daai persoon, die manier hoe jy daai persoon aanspreek, gaan maak of daai persoon van jou hou of nie van jou hou nie. Gemaak dat hy 'n goeie gesindheid of sy 'n goeie gesindheid van jou het of nie het nie. 'n Goeie gesindheid word verdien. En dit beteken dat ek en jy partykeer wanneer ons mag vies raak, nie vies raak nie, op ons tong byt of op ons lip byt en maar met 'n glimlag aangaan. Dit beteken dat ek en jy, liewe vriende, hoe moeilik dit ook al is, moet probeer om nie kwaad te raak in situasies nie. Dit is ontsettend moeilik. Dis deel van 'n goeie gesindheid. Die goeie gesindheid van ander meer werd as silwer en goud, né? Nou vriende, ek dink die manier hoe ons onsself presenteer, die manier hoe ons met mense omgaan, is ontsaglik belangrik. En ek wil hê julle moet vandag 'n bietjie gaan kyk, hoe gaan jy met ander mense om? As daar nie 'n goeie gesindheid van ander teenoor jou is nie, hoekom is dit nie daar nie? Hoekom nie? Ek wil my verstout om te sê, gaan doen selfondersoek, want die probleem lê dan dikwels by jou en by my.
Hoe tree jy op teenoor mense? Hoe tree jy op teenoor die mense wat onder jou gestel is? As jy in 'n magsposisie is, hoe tree jy op teenoor ander mense? Vriende, dis die lakmoestoets baie keer. As jy in 'n posisie van mag of autoriteit is, gebruik jy of misbruik jy daai mag en autoriteit om sommer af te praat op mense, om mense af te knou, of gebruik jy dit juis uit 'n plek van nederigheid uit en gebruik jy dit om regtig te luister na die mense? Die goeie gesindheid van ander is meer werd as silwer en goud. Vriende, mag jy God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.